Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag in hierdie video gaan ons bietjie kyk oor of gaan ons kyk oor gaan ons kyk na die reguitlyn funksie. Ek het al 'n video uitgebring daaroor so rukkie terug oor spesifiek wat is die reguitlyn, maar daar verduidelik ek net en ek gee net vir jou die teorie van wat vind ons alles binne die funksie van 'n reguitlyn. In hierdie video hierso gaan ek vir jou twee metodes om 'n reguitlyn funksie te kan teken. Sê ek dit reg? Ja. Ek gaan vir jou twee metodes gee van hoe om hierdie funksie, hierdie grafiek, dis die woord. O my magtig. Ek gaan vir jou twee metodes gee hoe om hierdie grafiek te kan teken. Een is een wat jy moet leer omdat jy graad 8? Omdat jy in jou graad is waarin jy is, nê? Nee? Maar 'n ander een is een wat jy eintlik maar half prakties kan gebruik as jy in matriek is of in graad 11 is. So, die eerste een is maar net soos kan jy die konsep verstaan en uitvoer en die volgende een is, okay, hierdie is wat ons gaan doen. Maar dit hang seker af van persoon tot persoon want iewers in die toekoms, in jou toekoms, althans, as jy wiskunde gaan vat tot matriek, gaan hulle regtig vir jou op 'n stadium net soos hulle gaan vir jou twee funksies gee. En gaan vir jou vra, okay, waar is hierdie een funksie onder die ander een? En dis gewoonlik 'n parabool wat dan onder 'n reguitlyn is. En dan moet jy dadelik weet, okay, waar om te gaan teken, dit moet jou skaars 2 sekondes vat. Jy moet so goed wees in hierdie werk dat soos dit moet jou 'n oomblik vat en dan moet jy aangaan. So ek gaan julle wys hoe om dit te doen, maar eers in die tweede metode, so te sê, van hoe om reguitlyn funksies uit te werk. So, kom ons kyk wat ons alles gaan doen. So, soos ek net gesê het, dis die teken daarvan. Maar ons gaan eers net 'n bietjie hersien wat die funksie is. 'n tabel, dan is dit dis die tabelmetode wat nog 'n lang metode is. Daar's baie stappies en goedjies wat jy moet doen vir dit om reg uit te werk. Maar die vinnigste een wat ons gaan doen uiteindelik gaan dan wees die dubbelafsnitmetode. Hy's baie vinnig, is baie eenvoudig, baie makliker om te verstaan as altyd is maklik om te verstaan wat sê ek. Okay. So begin deur wat is nou weer die reguitlyn? Gaan kyk asseblief daai volle video. As jy nou hierdie stukkie wil skiep, gaan net na die timestamps toe, daar in die descriptions. Gaan na die timestamps toe. Hy sal jy mooi presies wat daar waar jy wil wees as jy net die reguitlyn se dubbelafsnitmetode wil hersien. Gaan doen dit. Moet nou nie hierso sit en jou tyd mors om na my te luister oor waaruit bestaan 'n funksie as jy al klaar weet waaruit bestaan 'n reguitlyn funksie nie. So, reguitlyn funksie, y is gelyk aan mx plus c. Ons weet nou al, wees verstel om te weet, dat daai m voor die c, sê ek, m voor die x is die helling van die funksie. Nou, omdat helling kan of positief of negatief wees, as hy opgaan, as die funksie opgaan, is die helling positief, as die funksie daal, is die helling negatief. As jy onseker is oor wat op aarde, dit beteken vir 'n funksie om te styg of te daal, of op te gaan of af te gaan, gaan kyk weer daai video, ek sê dit iewers. Dan, die laaste ding wat ons weet, so x en y is net x en y. Dis net 2 punte op jou funksie. Jy vervang in die een om die ander een te kry, so te sê. Die enigste ander half onbekende een, of wat noem hulle dit, plekhouer, is die c. Nou, as ek x gaan gelykstel aan 0, wat gebeur met die m? Die m gaan ook 0 wees. So al wat gaan oorbly, is daai c. Daarom is dit maklik om vir my om te sê dat as x 0 is y gelyk aan c. Ons gaan nou in die dubbelafsnitmetode gaan ek weer vir jou sê, ek hou net baie van daai metode. Dis ek moet nou heeltyd na hom te verwys. Ek wil net oor hom gaan praat. Maar in hom gaan ons praat van afsnitte. En dan gaan dit basies jou eie afsnit wees. Dan is jou C-woorde. Okay. Sny die ys. Y as.
So dit gaan wees waar die y afsnit wees, maar ek sal nou wys. Voordat ons daarby uitkom wel, gaan ons eers 'n bietjie net moet praat oor die tabelmetode. Dis baie eenvoudig eintlik, dis baie eenvoudig. Dit help regtig baie. As jy nie heeltemal seker is oor wat om te doen of hoe om die ding te teken nie, dan help dit regtig baie om te begin by die tabelmetode, maar jy kan nie daar vassit nie. So hier wat jy voor jou sien is 'n tabel. En in die tabelmetode, wat jy gaan doen is jy gaan die boonste enetjie, ek nou eers al my goedjies neerskryf. Jy gaan die boonste deel van jou tabel, die boonste ry, gaan jy jou x'e inskryf en in jou onderste ry gaan jy jou eie inskryf. Die y-waardes, eerder moet ek dit so sê, is waardes wat jy gaan uitwerk, waar die x-waardes is wat jy gaan besluit. So, ek besluit om te sê -2, -1, 0, 1 en 2. Hierdie is altyd soos die go-to nommers. Dis lekker om 5 te hê, want dan lyk dit asof jy actually probeer. As jy 4 het, lyk dit asof jy halfhartig is, en as jy 2 het, dan lyk dit asof jy net probeer cheat. So, alhoewel jy kan wegkom met net -1 en 1, dink ek dit lyk beter as jy sê -2, -1, 0, 1 en 2. Maar, bygesê, dis baie selde dat hulle vir jou sal vra, of vir jou die opsie sal gee, soos in toetse en sulke goeders. Dis baie selde dat hulle in toetse vir jou die opsie sal gee, om jou eie waardes te kies. Hulle gee gewoonlik vir jou die tabel, en dan sê hulle vir jou, deur middel van die tabelmetode teken die funksie en dan gee hulle vir jou een vreemde funksie. So hy werk baie eenvoudig. Ek moet ook ophou sê dis baie eenvoudig en net verduidelik hoe eenvoudig dit is. Jy begin met -2, want ons lees van links na regs, so dit is gemaklik om by -2 te begin. Dan vat jy daai waarde, nê, en jy gaan stel hom net so in die funksie in wat vir jou gegee is, waar my x-waarde is. Voorheen het ek vir julle gesê, x en y is net, jy vervang een in om die ander een te kry. So, wat gaan gebeur as ek by x 'n 2 in vervang? Wat gaan ek kry? Ek vervang by die een in om die ander een te kry. So, as ek x in vervang, kry ek my y. Nou, hierdie getalle lyn, vergeet ek wat 'n getalle lyn is. Hierdie getalle lyn hier onder, dit verteenwoordig nou my -2, my -1, my 0, my 1 en my 2. So, as ek 'n waarde gaan kry, na ek my -2 daar in x vervang het, nee, ek gaan 'n y-waarde kry. So, daai y-waarde gaan skryf ek in die blokkie van die y-waarde. Hierdie saak ek nou werk, jy sit jou helling in, sê nou maar jou helling is -2, nee, ons gaan net oor -2 werk. Sê nou jou helling is 4, dan sit jy net -2 in x se plek in, 4 maal met -2, gee dan vir een of ander waarde, en dan vervang jy hom daarin. As jy okay, dis my y-waarde, dan gaan plot jy hom. Okay, jy maak 'n kolletjie daar op jou assestelsel, daar waar jy nou jou punt gekry het, waar x -2 is en y een of ander waarde is. Hierdie doen dieselfde vir jou -1, vervang hom in, kry 'n waarde, plot hom. En vir die 0, die 1 en die 2. Die enigste verskil is tussen al hierdie en die 0 is, omdat ek het vir jou gesê, daar waar x 0 is, daar gaan dit my c-waarde wees. So jy kan maar net sowel sê, okay, daai c, dis my c-waarde daai. So dit wat c is, skryf jy net daarin. Nou c is mos 'n plekhouer, so c gaan soos 3 wees. Dan skryf jy 3 daar. Dan is daai punt 03. In hierdie geval is dit nie, dis 0.00, maar jy verstaan wat ek bedoel. Voorbeeld. En obviously, trek jy hom en jy noem hom. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Ek vra vir jou, teken die funksie y is gelyk aan 2x plus 1. Sien jy, ek het vir jou niks waardes gegee nie. Niks x-waardes nie. So jy kan die x-waardes gaan kies. Obviously verwag ek van jou om te gaan kies -2, -1, 0, 1 en 2. Ek sal vir jou voorstel, trek eers die tabel
en dan gaan plot jy dit, of dan gaan trek jy jou as se stelsel, jou kartetiese as, hierdie ouetjie hier, ons kyk gou as ons inzoom, ja, dit is nog steeds dieselfde. Hierdie kartetiese as hierso, doen eers die tabel voordat jy hom doen, want jy weet nie tot wat sy waardes gaan nie, ek doen, want ek's 'n genius, maar hierdie en hier, jy weet nie noodwendig voor die tyd wat sy waardes gaan wees nie, so, vervang hom eers hier in, dan kan jy sien, okay, my y is soos 9, kom ons sê nou maar dit is 9, dan gaan hierdie as se stelsel nie werk nie, want daai gaan net tot 5, sien jy, so, net vir veiligheid, eers tabel, dan teken, nou, jy gaan obviously mooier teken as wat ek gaan, want ek was net lui, toe trek ek dit net so, so, orals waar x is, gaan vervang ek nou 'n getal in. Die eerste een gaan ek vir jou neerskryf, want ek wil net hê jy moet sien hoe lyk dit, hoe jy dit gaan moet neerskryf, of hoe jy dit gaan moet tik in jou sakrekenaar, jy tik daai in. 2x, 2 hakkie minus 2 plus 1. Dis wat jy gaan inskryf. Dis wat jy intik in jou sakrekenaar. So, 2 maal met minus 2 gee vir my minus 4. Plus met 1, minus 4 plus 1 gee vir my minus 3. So, by my y skryf ek 'n minus 3. Daai gee vir my 'n koördinaat. Ek het nou 'n x-waarde en 'n y-waarde. So, waar hierdie funksie minus 2 op die x-as gaan wees, gaan hy minus 3 op die y-as wees. So, jy gaan soek waar is hy, en jy plot hom. Sien jy, ek maak hom daar, en ek noem hom. Hulle gee gewoonlik net so 2 punte vir 2 van hulle. So ek gaan nie vir jou sê jy kan net 2 noem nie. Ek gaan almal noem, want dit is veiliger. Minus 1, doen dieselfde. Vervang hom in x se waarde in. 2 maal minus 1 plus 1. Dit is minus 1. 0 dieselfde. Ek kan hom net eintlik gaan aflees. Dit is my c waarde, so dis 1. Ek plot hom. 1 waar x 1 is, gaan dit wees 2 maal met 1, so dis 2 plus 1, so dis 3. En my laaste een, 2 maal met 2 plus 1 gee vir my 5. Sien jy, ek het jou gesê ek's 'n genius, geweet ek gaan dit tot 5 gaan. Nou sien jy, ek het al daai geplot, ek het hulle koördinate neer gaan skryf, en dan gaan trek ek hom en ek noem hom. Ek noem my funksie, jy kon ook gesê het fx, as hulle hom gegee het as fx. Maar, daar is my geplotte punte, daar is my lyn, hierdie so ek die tabelmetode doen. Nie so moeilik nie, nee, dis eintlik straightforward, reguit lyn. Dis baie maklik, is baie eenvoudig, dis niks spesiaals nie, dis net dit wat dit is. Ok, volgende een. Sorry. Volgende een. Die volgende metode gaan wees die dubbelafstandsmetode. Ek hou persoonlik baie van hom. Dis omdat hy vinnig is. Die een waarde kan jy sommer aflees. Jy moet eintlik net een waarde gaan uitwerk. Ek weet nie hoe ek kan dit doen nie, sorry julle. Die ander waarde gaan jy net moet uitwerk. So dis een waarde wat jy eintlik moet uitwerk, ander wat jy aflees, en dan jy sharp, dan het jy 2 koördinate en jy plot hulle in. Regtig so eenvoudig so dit. Maar kom ons verduidelik vir jou. So, jy werk met 2 afsnitte. Een is jou y-afsnit, wat basies jou c-waarde is, en die ander is jou x-afsnit, wat die een is wat jy gaan uitwerk, soos ek gesê het. So, as ek 'n funksie kry, in daai funksie stel ek my x gelyk aan 0. Dit maak my helling ook 0, en al wat oorbly is c. So, waar x 0 is, ek gaan dit in funksienotasie neerskryf, gaan na my funksienotasie video toe, as jy nie weet hoe dit werk nie, maar, ja, waar x 0 is, gaan y c wees, omdat f hakkie is y. So waar x 0 is y c. Dieselfde met, of nie dieselfde nie, maar half, min of meer dieselfde. As ek my x afsnit wil hê, gaan ek my y 0 stel. So basies gaan jy 2 punte kry op jou grafiek. Spesifiek op jou grafiek, op die asse van jou grafiek. Een op jou y-as en een op jou x-as. Jy moet net die waardes van hulle gaan uitwerk en gaan aflees. Die c gaan aflees en die die x gaan uitwerk. Nou, waar y gelyk is aan 0, soos ek hier aandui, daar gaan jy een of ander x waarde kry. Sien jy, my x is actually daar.
So as jy die funksie van in jou funksie jou y-waarde gelykstel aan 0, dan gaan jy een of ander x-waarde kry. Nou, kom ons kyk gou na 'n vinnige voorbeeld hieroor. Dit is baie eenvoudig, ek wil jou weer net sê, teken hierdie funksie. Wat jy moet gaan doen, is jy moet 2 stappe gaan doen. Stap nommer 1, en ek gaan dit vir jou doen, maar jy moet nie eintlik nie. Soos, jy kan hom net eintlik gaan aflees. Wat gaan my c-waarde wees? My c-waarde is 4. Jy sien dit daar, né? Sorry. My c-waarde is 4 daar. So, in die eerste een werk ek my x-afsnit uit. So jy hoef eintlik nie, kyk nie, jy hoef eintlik nie stap 2 te doen nie. Maar ek gaan dit nou maar doen net vir te wille van wat ook al. Waar jy y gelykstel aan 0 is bietjie meer kompleks, want dan moet jy x uitwerk. Sien jy, hierso moet ek nou vir x gaan uitwerk. So my eerste stap is om daai 4 oor te vat. Want jy moet x alleen kry aan die een kant. Nou as jy daai 4 oorvat, dan lyk hy so. Dan sit -4, maar dan wil ek ontslaa raak van die -2 wat voor die x is, so ek deel met -2 weg. As ek -2 wegdeel, het ek net x oor en 'n positiewe 2 aan die ander kant. Nou -4 gedeel deur -2 gee vir my positief 2. Wat beteken daai vir my? Daai x daar, dit is my x afsnit. Ons noem hom so. Hy's my x afsnit. Waar y gelyk is aan 0, daar gaan x2 wees en daar gaan vervange kom daar. Ek plot hom daar op my kartesiese vlak. Ek noem hom 2,0. En dan die laaste een. Ons het nou mos die x-afsnit gedoen. Ja, maar my tong knoop verskriklik baie. Ons het die x-afsnit gedoen, so nou gaan ons die y-afsnit doen. Dit beteken y-afsnit waar x gelyk gestel is aan 0. Dis basies my c-waarde, maar ek gaan net vir julle wys, daai -2 val weg. Al wat oorbly is my 4, so my y-afsnit gaan wees 0 en 0 en 4. Hierdie is 'n negatiewe funksie. Hy is dalend. Hy daal. Hy gaan af. Dis omdat my helling hierso bo minus is. Dis 'n -2. So, jy gaan teken hom nou net. Teken hom en jy noem hom fx. Nou ek het hom vir jou gegee as fx, so jy kan hom gaan noem fx. En is dit. Dis regtig die einde van die video. Dit is die dubbelafsnitmethode en soos ek gesê het, dis die een wat julle die meeste gaan gebruik, soos regtig. Julle gaan hom absoluut die meeste gaan gebruik en hierdie kan nie langer as 2. Wag, kom ek dink. So jy kyk die punt. Jy kyk wat die C is. Jy werk gou daai x uit in jou kop. Jy kry basies daai koördinate. Jy trek 'n lyn en jy noem hom. Dit hoort 30 sekondes te vat. En dit gaan jou nie begin nie 30 sekondes vat nie, maar dis fyn. Chill ou, jy het nog jou hele lewe wat voor jou lê, of eintlik net 3 jaar of 4 jaar. Maar dis fyn, chill. Jy hoef nie so ernstig te wees nie. Maar leer dit en oefen dit. Asseblief, as jy huiswerk kry of wat ook al kry, gaan oefen dit. Dis alles van my kant af. Ek hoop julle geniet julle lewens, sien julle in die toekoms weer.